Ons is besig met ons reeks oor wie is die regte Jesus. En ek wil volgens sy boodskap begin om te vra, is jy al wakker? Hoe laat is dit nou? Is nou 8:30. Is julle wakker? Is julle wakker? Wie van julle het na 12 vanoggend in die bed gekom? Ek wil net sien. Ek wonder hoekom. Julle was beloon, hè? Daai laaste 15 minute, julle was beloon. En toe ek voorberei het ek regtig nie gedink aan wat gisteraand sou gebeur het nie. Wie van julle is stadige slow starters? Jy vat 'n rukkie om wakker te word in die oggend. 1 koppie koffie, 2de koppie koffie, 3de koppie koffie. Dan kan jy die bed uitklim. Daai tipe van ding. Jy doen dit nie so nie, maar jy is daar enigiemand van julle? Ek weet, want julle is eerste diensmense. Eerste diensmense is die vinnige ouens wat op is. Ek is eintlik 'n slow starter. En as ek nou vanoggend vir jou vra, as jy wakker, dan vra ek eintlik 'n dieper vraag, want dis November maand. Wie van julle se November maand is soos net belaglik besig? Ek wil net sien. Jy weet nie of jy kom of gaan nie. Dis net as jy dis net nog iets en nog iets en nog iets. En baie keer voel ons kort 'n bietjie krag en jy wens jy kon net 'n bietjie laat slaap. Nou, hier's die ding wat ek wil hê jy moet weet vanoggend. Dis die onderwerp wat ons vanoggend gaan aanraak, dat Jesus is altyd wakker. In Openbaring 1 vers 14 sien, ons is mos so besig om deur hierdie beeld van Johannes te werk, van wat hy van Jesus sien ons sy oë het soos vuur gevlam. Nou daai beteken 'n paar goed, en dis waarna ons vanoggend gaan kyk, maar die oorkoepelende tema, wil ek hê jy moet weet, jou Jesus, jou verlosser, is altyd wakker. Hy het nie nodig om te gaan slaap nie, hy word nie moeg nie. Van die Here God, sê Psalm 121 vers 4, die beskermer van Israel sluimer nie en hy slaap nie. Jou God wat jy dien, vat nie middagslaapies nie. Hy raak nie moeg nie, hy raak nie uitgeput nie, hy verloor nie fokus nie, hy mis nie detail nie. Ek en jy slaap, ons het slaap nodig. Wie van julle het baie slaap nodig? Wie van julle raak 'n ander mens as jy min slaap het? Ja. Ek en jy het slaap nodig. Ek en jy moet van tyd tot tyd ons liggame rus. Die Here het ons so gemaak. Maar daar's 'n verdere kant hiervan en dit is, soms mis ons goed. Soms maak ons oordeelsfoute, nie omdat ons doelbewus iets wil verkeerd doen nie, maar ons het nie al die detail nie, ons weet nie alles nie, ons sien nie alles nie. Wie van julle het al amper 'n fietsryer van sy fiets afgery, net omdat jy hom nie gesien het nie? Nee, ek sê nie, ek het dit al gedoen nie, ek bedoel maar nou net, of 'n motorfietsryer. Ons mis baie keer goed. Baie keer mis ons belangrike goeders. Nie Jesus nie. Nie jou Jesus nie. Nie die een wat jy dien nie jou verlosser nie. Hy is wakker en hy is altyd wakker. Sê 'n bietjie amen daarop. Sien, ons beperkte siening van Jesus kan maak dat ons onthou hoe hy was en nie soos wat hy nou is nie. En dis die hele punt van hierdie reeks, dat ons 'n bietjie kan kyk, maar wie is Jesus nou? Hoor, hierdie goed is, hierdie tonele is baie belangrik. Ons gaan binnekort ons Kersangdiens doen. En is goed, en ons moet dit doen. Ons moet teruggaan, want dis deel van die evangelie. Ons moet by die kruis gaan stil staan en sê, ons Here is vir ons gekruisig in ons plek vir ons sonde, sodat ek en jy nie hoef gekruisig te word nie. Ons moet by die oop graf kom, waar ons sien die graf is leeg, want as hy net gesterf het, dan beteken dit niks vir ons nie. Hy moes opstaan. Die hemelvaart is baie belangrik en die uitstorting van die Heilige Gees is vir ons geweldig belangrik. Dis wat ons toer is om hier te sit en ons roep en ons trek om 'n dieper verhouding met die Vader te hê. Maar as dit die prentjie is enige van hierdie, as jy stak geraak het, as jy vasgesteek het by enige van hierdie prentjies, dan het jy nie die volle prentjie van wie jou Jesus nou is nie. En dit gaan bepaal hoe en hoeveel jy vir die Here gee in jou lewe. En dis hoekom, onthou julle, as ons iets in die Bybel kry, dan is dit die Heilige Gees wat dit geïnspireer het, dat dit opgeskryf is, sodat dit behoue gebly kan word. Vir wie? Vir ons. Nou oké, oor 100 jaar, as die Here Jesus nog nie gekom het nie, dan is dit 'n ander ons, maar dis hoekom dit opgeteken is. So alhoewel Openbaring se boodskap eerste is vir daai 7 gemeentes, dit was eerste, hulle sou al daai goed verstaan het, is
is die boodskap net so relevant en is dit belangrik dat ek en jy moet weet, Jesus openbaar homself van wie en hoe hy nou is. En dis waarna ek en jy moet vashou. Openbaring 1:17 lees ons, Johannes sê, toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Ek wil nog 'n vers bysit, want vir Johannes was daar 'n groot verskil tussen hoe Jesus was toe hy hier op aarde was en hoe Jesus nou is terwyl hy by hom is in sy teenwoordigheid. En dis die prentjie, dis die beeld, dis die idee, dis hoe ek en jy moet weet, as ek en jy ons oë toemaak en ons praat met die Vader en ons praat met die Seun, dan moet ons weet, hierdie is 'n almagtige God, hy is die Alfa en die Omega, hy is die koning van al die konings. Amen? Maar die beste beskrywing, en ek dink Kenneth gaan oor hierdie vers preek, is Openbaring 1:16, wat sê sy hele voorkoms. Nou hy alles gesê het, is hy so besorgd daaroor, Johannes is so besorgd daaroor, dat jy nie die prentjie kry nie. Hy's bang, jy lees alles en jy dink, dis interessant, hy wil hê jy moet weet hoe groot Jesus is, en hy sê, het jy ooit probeer kyk in die son? Dis wat dit sal wees, as jy probeer kyk na Jesus. Kom ek sê vir jou hoekom is hierdie belangrik en hoekom doen ons hierdie reeks. Ek wil hê jy moenie net die uitstap en sê, ons doen 'n reeks oor Jesus, dis oulik nie. Nee. Ek praat eendag met 'n ou en hy sê vir my, hy's nie gereed om sy lewe oor te gee vir Jesus nie, want Jesus vra te veel. Ek weet jy, was jy ooit in 'n gesprek en jy praat met iemand en dan na die tyd dan dink jy, ek moes dit gesê het. Al die goeie antwoorde kom ons na die tyd. Mans wat getroud is, julle weet is so. Jy weet eerstens na die tyd sê, maar ek kon dit gesê het. En weet julle wat besef ek toe? Ek moes daar gesê het, en van nou is ek reg. As iemand dit, ek kan nie wag dat iemand vir my dit sê nie, want dan het ek die antwoord. Sê, wow, Jesus vra nie te veel nie, hy vra alles. As Jesus klaar is met my, dan is daar niks oor nie. So as jy broodkrummeltjies vanoggend vir die Here Jesus wil gee, bring jou broodkrummels. Jesus sal daarmee werk. Maar jy moet weet, dis nie waar dit gaan eindig nie. Want Jesus soek alles. Hy is nie net 'n persoon nie, hy is God. So, in hierdie reeks wil ek hoop ek kry dit reg om jou te beïndruk met wie die Here Jesus is. En my gebed is, jy moet hier uitstap vanoggend en jy moet sê, wow, en dalk het jy dit geweet, maar net weer 'n vars openbaring van wie Jesus is. Nou oké, met dit in gedagte. Ons wil mos nie ons eie stories praat nie. Ek wil jou nie beïndruk met my eie stories nie. Ek wil jou beïndruk met die woord, met wie Jesus is. Amen. So staan saam met my op. En kom ons praat lekker hard saam. Sê saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Terwyl jy jou Bybel oopmaak by Johannes 21, ek raak elke keer die mekaar met hierdie vers, want ek wil sê, jy glo mos eers met jou hart en dan praat jy met jou mond, maar ek het dit nou, julle gaan my nie weer uitvang nie. Johannes 21 vers 15 tot 19, vir julle wat aanlyn is, baie welkom, is altyd lekker om in jou huis te wees. Ons neem die bediening aan julle baie ernstig op. So ons wil ek graag weet van jou, as jy voel jy is deel van hierdie gemeente, doen die sensus, dat ons ook van jou kan hoor wie jy is en waar jy vandaan kom, sal vir ons 'n voorreg wees om jou beter te bedien. Johannes 21 vers 15 tot 19. Johannes 15 vers 19 tot 19. Okay. Ek wil gou eers hê, kan ek gou almal se oë kyk, voordat jy nou te diep jou neus in jou blaaie sit vir die volgende paar minute. Hier's 2 preke in hierdie vers gelaai. Meer, maar 2 preke. 'n Preek wat ek wil doen nog, maar die een wat ek nou gaan doen. So, ek wil nou nie hê moet jy mekaar raak nie, want ek kan myself nie keer om vir julle net te skimp wat hier besig is om af te speel nie, en dan wil ek jou wys op Jesus se antwoord. Dis julle reg, so moenie nou die mekaar raak nie, okay? In homiletiek, dis preekende het ons geleer, jy mag dit nooit doen nie. Ek gaan nou dit doen. Okay, so jy gaan die mekaar wees, maar dis okay. Ons gaan dit reg kry. Okay, so Jesus het opgestaan, hy's nou besig om aan die disippels te verskyn, hy het 'n paar keer aan hulle verskyn. Hier is een van daai geleenthede waarin hy verskyn, en hy wil Petrus herstel. Julle sal nou, Petrus het 3 keer gesê, ek ken nie Jesus nie.
ek ken Jesus nie. En dit is so belangrik. Ons is so baie maklik. Ek weet nie wie van julle is nie. In my persoon is ek nogal, een van my sondes waarteen ek moet vaskop is judgmentalheid. Dit is een van my sondes, want ek hou van goed moet reg wees, en goed wat verkeerd is verkeerd. En as jy verkeerd is jy verkeerd. Jy kan nie reg en verkeerd wees nie. Stem julle saam? Maar dis my persoonlikheid. Ek sien 'n paar ouens knik hulle koppe, dis hulle sonde ook. En ek werk hard daaraan. So, in my hart is ek baie maklik om te sê, ja Petrus, ja, kyk nou net. Groot mond, nê? Maar hoeveel keer doen ek nie wat Petrus doen, net met my lewe nie? Nê? Wat ek Jesus verloor nie. Okay, wat hier gebeur is, Jesus kom na Petrus toe en hy herstel hom. Hy kom sê vir hom in soveel woorde, ek het geweet wat met jou gaan gebeur. En dis okay. Ek het dit vir jou gesê. Maar jy moet nou terugkom, okay? En dalk is jy vanoggend hier, en ek weet, baie keer mors ons op, en dan kruip ons 'n bietjie weg vir die Here. Nee? Tot ons weer beter voel, kom sê, maar kom nou uit die dop uit, en kom maak reg, wat ook die sonde is in jou lewe, kom sê vir die Here jammer, en laat ons kan aangaan, want ons 'n koninkryk, en ons 'n wêreld wat ons moet wen vir Jesus. Amen? Okay, so kom ons lees dit. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Dis nie per ongeluk so gevra nie. Want Jesus vra vir hom, Petrus, agapo jy my? Dis die ander preek wat ek nie oor vandag gaan preek nie. En Petrus antwoord hom, Here, U weet, ek phileo U. Nou agapo, nie sonder om te veel te maak daarvan, is 'n meer alomvattende liefde, wat ons in die Christen tradisie sê, is goddelike liefde, maar dit word nie net vir goddelike liefde gebruik nie, maar toevallig word al twee woorde hier gebruik, maar die Afrikaans vertaal, hulle kan nie agapo vertaal nie, so wat doen hulle? Hulle sit die woord baie in. Maar kyk wat sê Jesus hier, meer as hulle hier. Petrus, het jy my liewer? Oom Billy, het oom Jesus liewer as die res van die mense hier? Weet, dit sit jy nogal op die spot. Ulrich, is jy liewer vir Jesus as die res van die mense hier? Dis wat Jesus hom vra. Het jy my liewer as die res? En Petrus antwoord Jesus en hy sê, ja Here, antwoord hy, U weet dat ek U liefhet. Hy los die woord baie uit daar, want hy gebruik nie agapo nie. Hy gebruik phileo. Hy sê, Here, ek kom nie daarby nie. U weet, Here, U weet dit. U weet ek het U lief. U weet hoe lief ek U het. Dis nie vir U geheim nie. U het dit dan gesien. Volg julle wat hier gebeur. Okay. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Maar kyk wat het Jesus nou gedoen. Die res is weggelaat. Hy vra nie meer, Ulrich, het jy my liewer as die res van die mense nie? Hy los dit uit. Hy sê, het jy my baie lief? Agapo jy my, Petrus? Petrus antwoord, ja Here. Hy antwoord hom, U weet dat ek U phileo. U weet dat ek U liefhet soos 'n broer. Phileo is broederlike liefde. Agapo is die alomvattende liefde wat ons as Christene gebruik as goddelike liefde. U weet, Here, ek skiet tekort. U weet dit. U weet ek het U lief. Derde keer vra Jesus hom, Simon, seun van Johannes, het jy my? Sien julle wat ontbreek daar? Sien julle in die teks hoe dit afgegradeer word? Het jy my baie lief, meer as die ander? Het jy my baie lief? Het jy my lief? In die Grieks is die woord lief daar, wil julle raai. Nie meer agapo nie, maar phileo. So Jesus gebruik twee keer. Johannes, agapo jy my? Petrus, agapo jy my? Here, ek phileo jy. Tweede keer. Petrus, agapo jy my? Jesus, U weet, ek phileo jy. En die derde keer, Petrus, phileo jy my? En Petrus antwoord, bedroef. Ek kan julle verstaan hoekom hy nou huil. Hy huil en hy sê, het jy my lief? En Petrus antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U phileo. So net so interessant vir die teks. Ek wil eintlik fokus op die Here, U weet. 3 keer sê Petrus, Here, U weet. Sien julle hoe het ek nou 2 preke hier ingeskelm, so jammer, ons kan nie kollekte na die tyd opneem nie, want dit is nou verby. Openbaring 1 vers 14. Sy oë het soos vuur gevlam. Hierdie hou verband daarin, dat die Here Jesus alles weet. Nou, ek wil gou 'n paar uitklarings maak, goed wat jy dalk nie mag weet nie. Maar geen engel, demoon of mens is alomteenwoordig nie. Jesus is,
Jesus sê, en ek is by julle tot aan die einde van die wêreld. Hy sê vir hulle, Jesus is daar. Geen demoon of mens of engel kan alles sien nie. Kan alles weet nie. En ding wat baie gelowiges nie seker is oor nie, maar ek wil hê jy moet sekerheid hê, Satan kan nie jou gedagtes lees nie. Dis nie vir hom beskore om dit te doen nie. Dis hoekom hy jou partykeer met sulke vreemde gedagtes verlei of mislei, want hy weet nie waar jy is nie. Hy kan jou lei met gedagtes. So engele en demone en mense is geskepte wesens. Jesus is nie geskep nie. Engele, demone en mense is beperk tot tyd en plek. Ons is hier en nou. Ek kan net op een plek wees. Jesus is heeltemal anders. Hy is die seun van God. Hy is in die volle heerlikheid van God en hy is geheel en al onbeperk. Hierdie is belangrik om te weet. Want as ek nie klik dat Jesus self God is nie, beperk ek hom in my denke en het dit allerlei rimpel-effekte in my geloof. Ook in hoe ek my lewe vir hom leef. Want as ek Jesus sien is maar net nog 'n mens, dan is dit nie vir my 'n probleem om te verloor nie. Dis nie 'n probleem om hom te verraai nie. Maar as ek Jesus ken in sy volle heerlikheid, dan het ek respek en ek is op my knieë, soos Johannes. Okay. So, Jesus weet alles. Wat beteken dit vir ons vandag? Wat beteken dit dat hier Jesus se oë soos vuurvlam? Ek gaan vir jou 3 goedjies gee en ek wil hê jy moet dit neerskryf as jy neerskryf. As jy op jou selfoon is, skryf dit op jou selfoon. As jy papier het, skryf dit neer. Hier gaan ons. Hier is die eerste ding wat ons weet van Jesus se oë wat soos vuurvlam en dit is Jesus ken my hart. Jesus ken jou hart. Jesus weet wat in my en jou hart aangaan. En ons lees in Handelinge 1 vers 24 tot 25 en die gelowiges het gebid. En wat hier gebeur het, onthou Judas Iskariot het selfmoord gepleeg en hulle het een apostel min gehad en hulle kom toe by mekaar en nou wil hulle 12 te 1 kies want hulle voel dat die Here het 12 gekies, hulle moet 12 hê en nou gaan hulle een kies en hulle kan nie mooi kies tussen die manne wat beskikbaar is nie en hulle bid tot Jesus en hulle sê Here, U wat die harte van almal ken, wys hy uit. Wat hulle bid is, hulle sê, Here, U ken hierdie mense se harte. U weet dit wat ons nie kan sien nie. Wys vir ons die een wat ons moet kies. U weet, ons weet nie. U ken, ons ken nie. Jesus, U ken almal se harte. U is God. Hy is alwetend. Hy weet alles van alles. En dit beteken hy ken my hart. Hy ken jou hart. Hy weet wat in jou hart aangaan. Nou dit beteken dit wat ek en jy in ons harte saamdra. En as ons sê harte, moet nou nie die mekaar raak nie, dit sluit ons gedagtes in, dit sluit ons siege in, die hele siege. Jesus weet daarvan. Jesus weet wat ek in my hart beplan. Dis nie vir hom weggesteek nie. Ek kan goed wegsteek vir jou. Ek kan by 'n tafel saam met jou sit, net so groot glimlag. Intussen dink ek, man, jy's 'n pampoen. Wie van julle het dit al gedoen? Nie met my nie, maar ek bedoel maar net. Okay? Ja. Ons doen dit, skynheilig partykeer, nê? Maar ek kan nie by Jesus sit en dit dink nie. Ek kan nie by Jesus nie. En ons julle ken hierdie vers. Ons het al oor hierdie vers gepraat, maar in Jeremia 17 vers 9 waarsku God ons. Die hart is bedriegliker as alle dinge. Daarom wees baie versigtig om jou hart te volg, hoor. Dis mos 'n goeie raad. Volg net jou hart. Nee, volg Jesus. Volg net jou hart. Nee, volg die woord. Jou hart gaan vir jou in die moeilikheid kry, want jy kan hom nie lekker na mate beoordeel nie. So wat is die antwoord? Wat is die antwoord wanneer dit kom by ons hart? Hier is die antwoord. Spreuke 28 vers 13 sê, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. So daar's 'n ander kant hiervan. Wanneer ek tot bekering gekom het en ek streef daarna, hoorie, ek het nie 'n verwagting dat hierdie mense wat hier voor my sit perfek is nie. Want as julle almal perfek was, dan ek moeilikheid. Want ek is nie perfek nie en ek is jammer om nou dit so aan jou te deel hier van vooraf. Maar weet, ek is ook 'n mens en ek sukkel ook. Iemand het eendag gesê, I'm just one beggar showing another beggar where to find bread. Nou met die genade van die Here Jesus is ons nie meer bedelaars nie, ons is koningskinders. Maar ek sukkel ook. Ek raak ook baie keer onnodig kwaad vir my vrou, vir my kinders, vir my hond en baie keer vir gemeentelede, maar nie baie nie. Nie baie nie. Maar daar's 'n ander kant. Wanneer ek my sonde
na die Here Jesus toe bring. En hy kom tot bekering, maar soos in 'n regtig erge oorgawe. Daai ding van ek sê, ek is bang die Here vra te veel. Nee, ek is nie meer bang nie, want ek het klaar alles oorgegee. En ek hoop jy's daar. Dis waarvoor ek bid vir jou. Dan is daar 'n ander kant van die Here. En dit is, Jesus weet ook van die goeie dinge wat in jou hart aangaan. Hy weet hoe smag jy dat daai kind van jou tot bekering moet kom. Hy weet hoe smag jy dat jou man tot bekering, of jou vrou, of jou pa, of jou ma, of daai familielid. Hy weet dit. Hy hoor jou gebed, wat nie eers jou mond maak nie, maar wat in jou hart roer en wil. En jy kry dit nie uit, jy kry nie die regte woorde om dit te bid nie. So jou oë is toe, en jy het net hierdie versigtiging in jou hart wat jy oopbreek. Die Here hoor dit, en hy weet dit. Hy weet dit, jou angs en jou nood en jou krete wat jy in jou geheim mee worstel. Jesus weet dit. Jesus weet dit. En daar's 'n ding as die Here Jesus in ons lewens is. Matteus 12 vers 35 sê die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed van die goeie dinge in sy hart. Sien? Wanneer ek aan die Here Jesus behoort, dan verander hy my hart. Kan iemand amen sê daarop? Jou Vader sien wat verborge is. Jou Vader sien jou hart. Die Here sien, hy weet wat in jou lewe aangaan. Die vraag wat ek en jy vanoggend moet vra is, hoe lyk my hart? Hoe lyk dit daar waar niemand sien nie, waar dit net ek en die Here is? Dis die eerste ding wat dit beteken, dat die Here se oë soos vuurvlamme is, hy sien my hart, hy weet dit. Die tweede een, nie net ken Jesus my hart nie, maar Jesus sien ook die onreg raak. Jesus sien ook die onreg raak. In Handelinge 7 vers 55 tot 56 lees ons, maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien. Nou, kom ons gaan net gou eers terug 'n bietjie in tyd. So die kerk was wreed vervolg geweest en die disippels, nou Stefanus was een van die 7 diakens wat gekies is in Handelinge 6 en hulle het toe gevlug. Hulle vlug toe, hulle kom toe in Samaria, hulle is toe besig en hulle begin toe, en toe mense vra maar wat gaan aan? Toe deel Stefanus wat die Here gedoen het en hy's opgewonde, maar natuurlik doen hy wat Paulus later gaan doen, is hy wys vinger vir die Jode. Hy sê, julle het hom gekruisig as julle skuld. Natuurlik raak hulle bitter kwaad en hoe meer hy praat, hoe meer kom dit uit dat hy glo dat die Here Jesus self God is, die verlosser is, en hulle raak woedend. Nou gryp hulle hom, hulle wil hom doodmaak, en op daai oomblik wat hulle hom gryp om hom met klippe dood te gooi, gebeur hierdie. Hoor net mooi. Stefanus vol van die Heilige Gees het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien, en hierdie is opgeskryf wat ek en jy dit moet weet, en hy het gesê, wat aan die regterhand, waar is Jesus aan die regterkant? Wat doen hy? Wat sê ons? Wat doen hy aan die regterkant? Lê hy, loop hy? Hy sit, nee, ons weet dit. Verskeie plekke in die teks sê, Jesus sit aan die regterhand van die Vader. Julle het dit, nee? Julle weet dit, staan dit. Maar hoor wat gebeur hierso. Wat aan die regterhand van God, dit staan daar. Jy hoef nie my bord te glo nie, jy kan jou eie Bybel gaan kyk. Dit staan daar. Jesus staan. En onthou nou, sit jouself in hierdie oomblik. Hier is Stefanus, hy's besig om die evangelie te verkondig, en Jesus weet wat nou gaan kom. En Jesus maak die hemel as te ware oop, dat Stefanus kan sien. Hy kyk op en hy sien Jesus staan. Wat 'n wonderlike oomblik. Wat 'n wonderlike okay, nou, jy wonder nou, wat's die big deal hier? Hoekom? Hy staan, sit, almal van ons staan en sit. Nee, daar's betekenis hieraan. Hier is 'n big deal as Jesus staan, want dit beteken Jesus neem kennis. Het jy al van jou stoel af opgestaan? Gisteraand? 11:15? Vir 'n oomblik en jy staan op as iets belangrik is. Jy staan op as iets gebeur. Jy staan uit jou stoel uit op jy kan. En hier lees ons, Jesus staan. Hy staan op, hy sien wat besig is om te gebeur. Jesus word geroer deur Stefanus, wat nou doodgemaak gaan word. Jesus word geroer. Jesus word geroer elke keer wanneer een van sy kinders te nagekom word. Jesus word geroer. In Openbaring lees ons verder aan wat Jesus se hart is daar rondom. En ons gaan ongelukkig nie daarby kom nie, maar ek wil hê jy moet verstaan, hierdie goeders is opgeteken sodat ek en jy dit kan klik, dat ek en jy dit kan hoor, dat ek en jy kan verstaan. Jesus is nie apaties teenoor jou nie. Ek dink baie keer dink ons, Jesus is in die hemel, nou gaan ons maar aan hierso. Luister, iemand wat apaties is, sterf nie vir my aan 'n kruis nie.
Stem julle saam? Iemand wat nie omgee nie, sterf nie aan 'n kruis vir ander mense nie. En dis wat ek wil hê jy moet hoor vanoggend, jou kondisie, jou situasie, waar jy ook al staan, as jy 'n volslae sondaar is en rou is en nog nie gered is nie, dit raak Jesus se hart. Dis hoekom hy vir jou gesterf het. Dalk het jy die Here Jesus aangeneem en jy's nog lou en jy's nog nie op die pad nie, dan raak dit Jesus. Hy wil hê jy moet kom en jy moet 'n volle oorgawe maak. Dalk is jy besig om vervolg te word. Dalk gaan jy deur 'n moeilike tyd. Jesus sien dit raak. Hy sien dit. Hy's nie aan die slaap nie. Kan iemand sê dankie tog? Jesus neem kennis van die ongeregtigheid in hierdie wêreld. Jesus neem kennis van die ongeregtigheid in ons land. Jesus neem kennis van die ongeregtigheid in die Weskaap. En Jesus neem kennis van die ongeregtigheid dalk in jou huis, by jou werk en by jou skool. En daarom moet ons bid. Daarom moet ons bid. Ek gaan nou by die volgende punt kom wat eintlik die aansluit by wat Kenneth laasweek gesê het, maar ons moet bid vir ons land. Dit verstom my elke keer as ek sê ons moet bid vir ons land en bid vir ons regering, dan is daar iemand wat aanlyn 'n comment maak later en sê, maar dit gaan nie help nie. Ons het 'n opdrag om te bid vir ons land, vir ons regering. Ons het 'n opdrag om te bid vir bekerings. Ons het 'n opdrag, maar ouens, en hier is die groot maar. En dit tel vir almal van ons. Hier is die groot maar, is julle reg daarvoor. En dis die derde ding, wat die implikasie is van Jesus se oë, wat soos vuur vlam. Jesus sal regverdig oordeel. Jesus sal regverdig oordeel. Ons lees in Johannes 3 vers 17, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Nou, altyd, as iemand Johannes 3 vers 16 aanhaal vir my, dan sê ek, maar jy mag nie, in 'n gemeente, mag ek so voorbarig wees om jou te belet van iets? Hoor hoe verbeel ek myself. Maar ek wil jou belet, jy mag nooit Johannes 3 vers 16 sonder Johannes 3 vers 17 aanhaal. Julle ken Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, sy enige seun gegee het. Okay, maar vers 17 moet jy saam sê, want dit is belangrik, dit is juist daar, Jesus het nie na die aarde toe gekom om dit te oordeel nie, maar dis waar die maar in kom, en dis waar dit stop. Dit beteken, daar's 'n genade tyd, daar's 'n seisoen van genade waarin ons nou lewe, maar ek het twee begrafnisse, is die begrafnisse gewees nie, 2 gedenkdienste gedoen, een gister en een dag voor dit. Gister se tannie was 84, sy was 'n kind van die Here, ons prys die Here, sy is by die Here. Die vorige vrou was 40. En ek wil net hê jy moet hoor, dat jy is, en ek is nie gewaarborg nie. Wie's 40? Steek gou op die hande, wie's 40? Steek gou op die hande, wie's 40? Wie's tussen 35 en 40? Wie's tussen 35 en 40? Okay? Want ons dink, Jaap, hoekom steek jy nie jou hand op nie? Is jy ouer? Sorry Jaap. As jy dink jou ouderdom is 'n waarborg dat jy nog lank gaan lewe, is jy in die moeilikheid. En hier is die groot maar, die genade tyd eindig die dag wanneer ek my kop neerlê en my laaste asem uitblaas. Dan gaan ek voor Jesus te staan kom en dan is die genade tyd op as ek hom nie aangeneem het nie, dan is hy my regter. Min mense weet dat Jesus 'n regter is. Maar die skrif sê duidelik. Die skrif sê dit duidelik. Daar kom 'n dag van toerekening, daar kom 'n dag van 'n oordeel, daar kom 'n dag van straf, want hierdie hoofstuk is nie klaar nie. Ons is nog besig. En dit het twee kante. Waar is Philip? Philip, waar is jy? Steek gou op jou hande. Hallo Philip. Philip ek en hy het 'n kort videoetjie gemaak. Ons gaan dit nou op die kerk se kanale sit. Ek wil hê jy moet kyk daarna, want dit het my ontstel dat 200 gelowiges in Nigerië doodgemaak is. 200, nou onlangs. Ons praat nie nou van 100 jaar terug nie. Ons praat van, dis besig om nou te gebeur. Iewers het ek gelees, Operation Mobilization sê, daar word nou nog meer gelowiges doodgemaak as nog ooit in die geskiedenis. En dis 'n verskriklike gedagte en daar kom 'n einde aan hierdie hoofstuk. Nou ons hart moet wees om mense te red. Ons moet nie kwaad wees vir mense nie, maar ons moet kwaad wees vir die onreg. Daar kom 'n dag wat daar geoordeel gaan word, maar alles is nog nie klaar nie, en ons is in hierdie wêreld, en ons moet die beste maak. So sien in die Ou Testament, na die sondeval, het alles begin smag na verlossing, en hulle begin soek na verlossing, maar hulle kon dit nêrens kry nie. In die Nuwe Testament lees ons, Jesus is gebore, hy sterf in ons plek, hy oorwin die dood, hy vaar op hemel toe. Hierdie het ons mekaar oor en oor gesê, die Heilige Gees word vir ons uitgestort. Ek en jy lewe nou met God se krag. Nou het ons 'n taak. Ons moet hierdie wêreld wen vir Jesus.
Dis ons taak. Hierdie hoofstuk is nog nie klaar nie. Want daar kom 'n wederkoms. En dit kan in ons leeftyd wees, ek weet nie. As Jesus vertoef om te kom, ek was by 2 van hierdie dienste, gaan dit my en jou foto wees wat daar voor is, gaan 'n ander groep mense wees, dit gaan kom, en dan gaan ons voor die Here Jesus te staan kom, en hier's waar ek by jou kom pleit vanoggend. As jy nog nie 'n oorgawe gemaak het nie, as jy nog nie die Here Jesus aangeneem het nie, dan moet jy dit doen. Dan pleit ek vanoggend by jou, kom gee jou lewe oor vir die Here, want daar is nog tyd. Hierdie hoofstuk is nog nie klaar nie. En solank daar 'n vandag is, moet ek en jy die Here Jesus aangryp. Vir die van julle wat by die Here Jesus is, wil ek net sê, die hele ding van Stefanus, die hele ding van die kerk wat so vervolg word, Jesus neem kennis. Hy het jou. Hy het jou. Ek en jy het nou 'n rol om te speel. Nou oké, ek gaan nou afsluit. Ek wil vir julle 'n kort video wys wat 'n maatskappy gemaak het. Ek wil net gou vinnig kom, daar's ons opsomming gehou. Ek het 'n kort video wat 'n maatskappy gemaak het, Childlike Media. Nou jy kan hulle finansiëel ondersteun as jy wou, maar jy kan dit nie deur ons doen nie. Maar ek wil hê jy moet hierdie video kyk. Ek ken of julle kan slank opkom. En ek gaan vra as jy vir ons net die ligte afsit. Dankie, Jean. Ek wil net hê hierdie het my nogal geroer in die week, 2 weke terug toe ek dit gekyk het. Dis die Bybel opgesom in 90 sekondes. Hele Bybel opgesom in 90 sekondes. En Kenneth, ek gaan nou afsluit met 'n gebed, en dan as die video klaar is, kan julle sommer net die mense in sang en lei. Ek wil hê jy moet hierdie video saam met my geniet. Dit som dit op. Daar's iets in die video aan die einde wat die hele beeld van Openbaring vat. En ek wil net hê deur dit alles sal jy sien daar's 'n goue lyn. Daar's 'n goue lyn, en dit is God is besig. En vanoggend wil ek hê jy moet hoor, God is besig ook in jou lewe. Kom ons sê die oor bid ons saam. Vader, ek kom dankie in hierdie oggend dat ons weet dat ons vertroue is in U. Ons weet dat ons verlosser leef. En hy's nie beperk soos enige mens of enige engel nie. Hy's onbeperk, want U Seun is self ook God. En terwyl ons vanoggend vir mekaar sê dat ons Here weet alles van alles, dan weet ons, Vader, U ken die kondisie van ons hart. U ken ons seer, U ken ons hoop, U ken ons angs, U ken ons planne, U ken ons tekortkominge, en U weet of ons hart werklik aan U behoort of nie. En Vader, my hart, ek kom pleit vanoggend vir elkeen wat vanoggend hier sit en iewers in seer of iewers 'n deurmekaarigheid het, dat U daar sal aanraak en genesing sal gee. Maar Here, vir die wat vanoggend hier sit wat nog nie 'n oorgawe gemaak het nie, dat U deur die Gees hulle sal trek. Ons bid dit in Jesus naam. En kinders van die Here sê amen. Amen. Dankie Kenny. 90 sekondes. Is die klank aan? Jean? Kom ons doen dit.